So ons tema is, wat maak jy as jy in die geestelike droogte is? En ons lees uit Psalms, Psalm 42, dis eintlik 'n baie bekende Psalm. Psalm 42, ons gaan lees van vers 1 tot en met vers 7, en daarna gaan ons saam bid. Psalm 42 van vers 1 tot en met vers 7, ons tema, wat maak jy as jy in die geestelike woestyn is? Vers 1, vir die koorleier, 'n gedig van die Koragiete. Nou wil hier staan, net van interessantheid, die Koragiete was die Leviete gewees, of 'n afdeling van die Leviete, wat verantwoordelik was vir die musiek in die tempel. So is maar net van interessantheid, dis wie die Koragiete is. Ons lees dan nou vers 2. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my, en waar is jou God nou? As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaroor of daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God. Voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het, met gejuig en hofsang. 'n skare wat fees vier. Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Net tot sover. Kom ons maak die toe dan bid ons saam. Here, die laaste lied wat ons gesing het, dat U is waarlik wonderbaar. Here, U is 'n God van genade. En ons kom vanoggend, Here, so afhanklik en so dankbaar, maar ook so nederig voor U voete, Here Jesus. Ons besef, Here, hoe wonderbaarlik U is, hoe heilig U naam is en hoe kosbaar U vir ons is. Here, ons is so dankbaar dat ons vanoggend hier kan wees in U teenwoordigheid. En Here, hierdie Psalm van die Koragiete, Here, ons wil eintlik, ons wat sê ons is die kinders, ons wil met ons hele hart, Here, met ons hele wese, met alles wat ons het, Here, wil ons saam met hulle 'n loflied vir U sing. Want Here, U alleen is dit waardig. Here, U woord leer vir ons dat daar is nie 'n naam bo U naam. Dat U is verhewe. U is almagtig. Here, U is soewerein. En daarom kom ons vanoggend in dankbaarheid. En ons loof U vir hierdie voorreg wat ons het om vanoggend hier te kan wees. Ons erken ook, Here, ons afhanklikheid van U. Here, wie sal U nie loof nie? Wie sal U nie prys nie? Wie sal U naam nie verheerlik nie? Want U en U alleen is heilig. Kom, Here, en word U verheerlik deur U woord. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou, ek dink die meeste van ons, wat sê ons as kinders van die Here, kom op 'n pad in jou geestelike lewe met die Here. Kom jy op 'n plek waar dit vir jou voel asof jy in 'n geestelike droogte is. Dit voel vir jou dat jy so half vir jouself dink, maar dit voel asof die Here so ver is. Hier waar ek nou is, voel dit nie nou vir my of hy Immanuel, God met my is. Dit voel eintlik vir my asof dit my geestelik is, asof dit leeg is. Dit gaan eintlik geestelik met my baie sleg. En ek wil dadelik vir jou sê, as dit so gaan met jou, is die eerste en die belangrikste ding wat jy moet doen is, gryp die Here Jesus aan, met alles wat jy het. Gryp hom aan. In tyd van nood. Nou hierdie Psalm is geskryf in die tyd toe die volk Israel in ballingskap weggevoer is. En as mens hierdie Psalm heeltemal deurlees, dan kan jy sien die verlange van die Israeliete na die Here God. Hulle is weggevoer in ballingskap. Hulle word sleg behandel, hulle word onderdruk. Ons het gelees waar hulle gesê word, maar waar is jou God? So, dit het met hulle sleg gegaan.
kom ons eerste punt. Wat maak jy as jy in die geestelike woestyn is? Soek werklik na die Here. Soek werklik na die Here. Jeremia 29 vers 13, die Here het gesê, hierdie volk is naby my met my mond. Hulle eer my met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van my af. Hulle dien my soos mense dit wil hê, nie soos ek wil nie. So waar is jou hart vanoggend? Kan jy vanoggend sê dat jou hart is onverdeeld gerig op die Here Jesus, ongeag jou omstandighede? Jeremia 29 vers 13, die ou vertaling. En julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. Dit is juist in jou moeilikste tyd. Dit is juist wat dit vir jou voel, as jy in die droogte is, as dit sleg gaan met jou. Dit is juist in daardie tyd, waar jy aan die Here Jesus moet vashou, dat jy sy aangesig sal soek. Want is die Here Jesus, dis hy wat jou sal deurdra in hierdie tyd, al voel dit nie vir jou so. Dat het vir jou sal gaan daaroor, dieselfde as die koringiete. Verlange na die Here Jesus Christus. En dit is belangrik dat jy vanoggend sal hoor, dat niemand 'n honger na die Here by jou sal wegvat nie. Maar 'n honger na die Here, dat jy werklik, as jy in die droogte is, as dit met jou geestelik sleg gaan, dat jy die begeerte sal hê, dat jy so half vir jouself moet sê, ek wil meer van die Here in my lewe hê. Ek kom agter, daar's 'n leegheid. Ek kom agter, daar's so half, asof die Here ver is. En ek kan nie meer so aangaan nie, ek het die Here nodig in my lewe. Te verlang na my. Die Here my God. Moenie dat iemand dit vir jou wegvat. Leile vir Jakob. Jakob het met 'n engel van die Here gestoei. Kan jy daai gedeelte onthou? Jakob het gestoei en hy het gesê, ek kan nie los vir u my sal seën. En kan jy onthou wat die engel gedoen? Hy het vir Jakob water ingeslaan, kan iemand onthou? Op sy heup. En hy was vir altyd man gewees. Maar hy het gedoen nadat hy hom geseën het. Jy sien, ek en jy moet dieselfde gesindheid hê as Jakob, om by die Here aan te hou en te sê, Here, ek gaan aanhou. Al voel dit vir my ek is leeg. Here, ek gaan aanhou, ek gaan nie los nie. Ek gaan nie ophou vertrou nie. Ek sal die aangesoek soek, Here, totdat U vir my sal herstel. Ek wil vers jou lees nie. As jy kan onderstreep, highlight dit in jou Bybel. 2 Kronieke 16 vers 9, net die gedeelte, met ander woorde, net die eerste gedeelte van die vers. Die Here het sy oë oral op die aarde, sodat hy die kan help wat met hulle hele hart op hom vertrou. Hoor julle wat sê die mense? Die Here, sy oë is op die hele aarde gerig, sodat hy die kan help wat ten volle op hom vertrou. So al voel dit vir jou, dit is vir jou moeilik, vertrou nog steeds op die Here. Hou nog steeds aan die Here vas. Volgende punt. Doen deeglike selfondersoek. Nou wil ek dit sê, hierdie is nie so maklik. Ek kan eintlik wat ek die Bybel sê, is doen deeglike, eerlike selfondersoek. Wees eerlik met jouself. Want het is maklik nou om so half jou eie gewete te sit. Want as jy eintlik van dit online moet. Psalm 51 vers 19, daar word hierdie geskryf. Die offer wat u wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Jy sien, maak jou hart oop voor die Here, soos Dawid het genoem. Lê alles op die tafel. Dawid, dieselfde Dawid, Psalm 139 vers 23 en 24. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Jy sien, as jy so gaan doen, soos Dawid hier doen, dan doen jy dit, sodat jy kan regmaak wat verkeerd is.
dan doen jy dit met die gesindheid om jou sonde voor die Here te bely, om te erken, Here, ek het dalk gesondig, en dis hoekom ek nou is waar ek is. En jy bely jou sonde voor Here Jesus, want die woord leer vir ons, hy sal die wat na hom toe kom, sal hy nooit wegwys. Hy sal nooit wegwys. Dit is belangrik dat ek en jy sal hoor dat sonde wat jou weg van die Here af. Sonde is geen geringe saak. Sonde bring skeiding tussen jou en die Here. Sonde doen skade aan jou verhouding met die Here. Maar weet jy dat daar's baie mense wat sal sê, so half nonchalant, ag die Here sal verstaan. En dis nie die waarheid. Die Bybel leer daar's nie verskoning vir sonde nie. So as iemand so iets sê, dan is dit juist om hulle eie gewete te sis. Om jouself te regverdig. Daarom is dit so belangrik dat jy by jouself eerlike ondersoek sal doen. Want in elk geval, die Here ken in elk geval jou hart. As jy die hele Psalm 139 lees, dan sê Dawid, tot voor die gedagte by my opkom, dan weet jy al klaar wat het gaan wees. Herstel begin by die Here Jesus Christus. Nie by mense, nie by jou familie, nie by vriende. As dit geestelik met jou sleg gaan, dan begin dit altyd by die Here Jesus Christus. Volgende punt. Soek die dinge wat vir die Here aanneemlik is. Bekende gedeelte Matteus 6:33. Maar soek is die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Jy sien die sorge van die lewe, en selfs partykeer jou ideale en jou drome, kan maak dat jou fokus van die Here af wegskuif. Nou ek sê nie daardeur dit is sleg om ideale en drome te hê, maar die Here moet eerste kom. Die Here moet nommer 1 in jou lewe wees, altyd. Want die oomblik as dit nie so is nie, as daar iets anders is, as daar iemand anders is, wat vir jou belangriker is as die Here in jou lewe, dan waarborg ek jou vandag, dan gaan die droogte kom. Ek wil weer sê, nie jou man, nie jou vrou, nie jou kinders, nie jou kleinkinders, niemand kan meer belangrik wees in jou lewe as die Here Jesus. En as dit nie so is, dan moet jy regmaak met jou. Dan moet jy sy aangesig soek. Wat ek nou sê, ek het al 'n paar keer in die verlede gesê, daar's 'n beter weergawe van jou in die lewe. En dis jy saam met die Here Jesus. Sonder die Here Jesus is ek en jy verloor. En weet jy die mense onbesef dit nie altyd. Mense dink hulle kan klaarkom sonder die Here. Ja, jy kan miskien. Maar jy gaan die gevolge daarvan, die implikasie daarvan, gaan jy baie vinnig. Want jy gaan uitmis op soveel seën in jou lewe. Dis hoekom baie mense, hulle soek die Here, maar hulle soek op verkeerde plek. En dan beland hulle in verkeerde omstandighede, as gevolg van verkeerde keuses. Kom die laaste punt. Op skool het ons juffrou gehad, juffrou Peets, sy het vir ons Engels gegee. Ek weet julle glo nie trouwens met dit Peets, nee, maar dit. Maar daai juffrou was nogal streng, sy kon lekker hard skree. Nou, eintlik wil ek hierdie vir julle skree. Volhard, volhard, volhard. Dis baie belangrik. 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. So nou is die vraag, volhard waarmee? Ek wil net twee dinge doen. Die eerste ene is, volhard in gebed. Kolossense 4 vers 2, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Jy sien, jou lewe moet deurdrenk wees van gebed. Jy moet die Here se aangesig gesien. Jy moet stilte tyd hê. Bid altyd, bid sonder ophou.
Bid as jy in die kar is. En toe, maak ek jou oop as jy bid as jy is. Maar bid as jy in die parkering is, bid as jy by die huis is. Maar moet net nooit ophou bid, want dis die kruks van dit. Jy soek die aangesig van die Here en jy doen dit in gebed en al voel dit vir jou, hoor jy so, maar ek voel nie asof die Here my hoor nie. Wat doen jy? Jy volhard in gebed. Jy hou nog steeds aan bid, want die Here is getrou. Hy sal jou verhoor op sy tyd, wanneer hy wil, soos wat hy wil. Maar moet net nie ophou bid nie. Die tweede ene, volhard in geloof. Psalm 27 vers 14. Vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Ek wil gou ietsie noem, dis ook van die, dit kom al van my onderwerp af. Ek is die Here baie dankbaar, ek het al baie gesê, as kind het ons oor geestelike ouderhuis groot geword. Die Psalm 27 en altyd lang gehad. Ek het daar oor so'n mannetjie, kijk, dus al lang terug, ek was gaan 1, 2, 3 of 4 dag. Maar ek het die naam heilig en ek is bang ek gaan dood. Bang vir die dood. My pa kom die kamer in en ek sê vir my, wat gaan aan? En ek sê my pa, ek is bang ek gaan dood. En hy lees my Psalm 27. En nou vers 1, Here is my lig en my heil, ek kies op vrees. So wanneer jy by die huis kom, dan lees ek Psalm 27. Dit is 'n baie mooi Psalm. Vertrou op die Here, lees dit weer, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. As dit voel, vir jou as kind van die Here, as dit voel asof die Here ver is, onthou hierdie ding. Hy kan nie ver wees. Twee redes. Eerste een is, hy is alomteenwoordig. Hy is oralste altyd. Die tweede rede, hy is Immanuel, God met ons. So met ander woorde, as dit vir jou voel of die Here ver is, wat moet jy doen? Jy volhard nog steeds. Jy soek nog steeds die aangesig van die Here. Bo alle twyfel, gryp die Here Jesus aan met elke greintjie krag wat in jou is. Ek wil afsluit met 'n baie lied. Dit is 'n lied van Cathy Verloon. Ek weet nie, die ou mense sal raak ken miskien. Ek wil net een versie lees. En die lied se naam is Jesus van Houwee verby. Ek dink die meeste ken dit. Is hierdie hart wat gebroken, smag om vergifnis te kry. Hoor hierdie heerlike boodskap. Jesus gaan jou verby. Die Here is altyd by ons. Jy moet nooit dat die duiwel vir jou 'n leuen kom vertel en sê die Here is nie by jou. As jy waarlik gered is, dan is hy altyd by jou. En as jy voel, jy is in die geestelike droogte, volg die Bybel. Soek die aangesig van die Here. Doen selfondersoek. Doen dinge wat vir die Here aanneemlik is. Moenie aan die wêreld gehoorsaam wees nie. Volhard. Volhard in gebed, hou aan bid. Volhard in geloof. Hou aan glo bo alle twyfel. Want die Here eer geloof. Kom ons kyk af. Here Jesus, ons kom vanoggend. En Here, ons is opreg dankbaar dat ons weet, Here, dat U is Immanuel met ons. Here, U sê in die woord dat U sal ons nooit begewe of ons nooit verlaat nie. Here, U is die een wat ons sonde wegvat. U werk met die see en U dink nooit meer daaraan. U hou die boek van ons klaar. En Here, ons loof U daarvoor. En Here, baie keer kom ons maar in die lewe druk vir ons en Here, baie keer raak ons maar die pad vas. En ons voel geestelik af. Ek bid vanoggend, Here, vir elkeen wat voel as hy of sy in 'n geestelike droogte is. Here, dat hulle U aangesig sal soek soos wat nooit. En dat U self aan hulle sal openbaar. Here, U sê, julle sal my soek en julle sal my vind.
as julle dan my vra met julle hele hart. Here, ons kom vanoggend met ons hele hart, met ons hele wese, Here, met alles wat in ons is. Om soek ons U aangesig. En ons vra vir U, Here, vat vir ons oor die hand en lei vir ons, Here, dat ons altyd op die regte pad sal loop. Here, soos Dawid gesê het, Here, deurgrond ons, ken ons en wys ons as ons op die verkeerde pad is. En Here, baie keer is ons bang om daardie gebed te bid. Maar ons kom vanoggend. En Here, ons kom lê alles voor U. Here, ons weet dat U sê in die woord in Jesaja 30 vers 8, U wag met ongeduld daarop om genadig te wees aan die kinders. Here, daardie gedagte kan ons menslike verstand nooit begrip. U genade, Here, U liefde, wat onbeskryflik groot is. Ons kan net, Here, in diepe afhanklikheid voor U neerkom en besef, Here, dat U die groot Ek is. En ons is. Dankie dat U God is. En ook, Here Jesus, dankie dat U die een is wat getrou is. Al die dinge bid ons in die naam van die magtige naam van ons God, ons Vader, Jesus Christus. Amen.